Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 177. Ek is professor Hans Retlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy enige van my boeke in belang stel? Ek dink spesifiek aan die boek Die Antichrist Systeem, die een met die kopbeen op. Ek het nou weer mense wat die boek gekoop het 'n ruk terug, wat hom bestudeer het, wat sê prof, ek kan nie glo wat se inligting in hierdie boek opgeskryf is nie. Goed wat ek geskryf het 20 jaar gelede, wel 25 jaar gelede, nie 20 nie, 25, 2020 is die boek vrygestel, en ek het hom voor die tyd geskryf. So, die inligting van waar hy vrygestel tot nou, tyd loop verskriklik. 25 jaar, presies waar geword. Sou jy belangstel, vasgevang in die Antichrist Systeem, 0722 367 124, of gaan na my webtuiste, https://jaffashua.co.za. Alles is hierbo vir die eie gerief, sou jy belangstel. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, halleluja, is verskriklik welkom. Maar dit is uiteindelik noodsaaklik dat jy na deel 1 toe moet gaan en voorbegin, jy het reeds 'n magdom inligting gemis, halleluja. Deel ook die kontak met die vriende, die kennisses, dis lewensveranderend, skryfblok en pen, en 33/53 Bybels, uiters belangrik. Of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, ek sal môreoggend bietjie meer oor dit sê, as Vader liewe en gesondheid spaar. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre aan U Vader Jaffa, ons Vader, baie dankie sê vir die bonatuurlike voorreg wat ons het, om elke môre in die teenwoordigheid van die Ruach HaKodesh te kom, voor U te mag kom, Vader. Dankie vir die voorreg dat ons die woord kan verstaan. Dankie vir die voorreg dat ons tot die troon van genade kan bid. Dankie vanmôre, Vader, deur Jafashua, want die woord sê alles wat julle die Vader vra in die naam van Jafashua. En dit glo soos die woord sê, dit sal julle ontvang. So ons bid in die naam van Jafashua. Ons het so 'n voorreg. Ons het so 'n bonatuurlike voorreg om in die geopenbaarde name, nie baalname en titels, na die troon van genade te mag kom. Seën vanmôre se studie, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike ore om te hoor wat U vir ons as gemeente sê. Ons vra dit in die bonatuurlike naam van Jafashua. Die volk van Jafashua sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se woord vir U 'n groot seën gaan wees. Prys sy bonatuurlike naam. Wonderlik hoe Jaffa gisteroggend met ons gedeel het oor die vroue wat die huise bou. Ek en Pastorika het bietjie oor dit gesels na die opname. Dis bonatuurlik wat Jaffa in gedagte het vir ons as bruid in die tyd waarin ons lewe. Nou ons kyk na Spreuke 14 vers 2. Wie in sy opregtheid wandel, vrees die Here. Nou kyk na daai Here in die 33 Bybel. Dis als hoofletters. H-E-R-E, Here. Ou koning Salomo, hoe het jy Grieks gepraat? Hoe het jy Grieks gepraat? 1000 jaar voor Jafashua daar was, hoe het jy Grieks gepraat? Ek weet nie. Daar was nie Grieks nie. As jy kyk na die beeld van Babylon, Mede-Perse, Griekeland, Rome, dan by die voete. Nee, hy kon nooit gesê het Here nie. Hy sou dit nooit gesê het nie. Wat sou hy gesê het? Wel, hy het die Vader se naam geken, want hy sê in Spreuke 30 vers 4, maak 'n nota, Spreuke 30 vers 4. Wie hou die reën in sy vuis? En hakies die Vader. Wie hou die wind in sy kleed?
Eintlik andersom. Wie hou die reën in sy kleed? Die Vader. Wie hou die winde in sy vuis? Die Vader. Dan vra hy 'n vraag, koning Salomo. Hoe is sy naam? Die Vader se naam. Nie N-A-A-M nie. Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun? So hy die Vader se naam geken en hy die seun se naam geken. Hy sê as jy dit weet, hoe is sy naam? Die Vader se naam. Ek is 'n vader. Ek is 'n vader. Is dalk 'n vader? Dis nie ons name nie. Seun, ek en u is seuns, dis nie ons naam nie. Heilige Gees is nie 'n naam nie. Dis titels. So almal wat gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees, is verkeerd gedoop. Jy's in 'n katholieke manier gedoop sonder dat jy dit geweet het, onkunde. Ja, maar Matteus 28 vers 19 sê, gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die titels. Yahshua het vir apostel Petrus die sleutels van die koninkryk gegee, waarmee hy die koninkryk oopgesluit het. Volgens Matteus 28 vers 19, sorry ek is van die punt af, maar dit is nodig. Volgens Matteus 28 vers 19, kom Yahshua self, hy sê gaan doop in die naam, wel onderdompel, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar hy sê vir Petrus, vir jou gee ek die sleutels. Wat jy oopsluit in die hemel is oopgesluit, wat jy toesluit in op die aarde en oopsluit in die hemel en toesluit op die aarde. En op die dag van Pinkster, Handelinge 2 vers 36 tot 41, gaan lees dit, Handelinge 2 vers 36 tot 41. Dan Handelinge 2 word die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh word uitgestort. En mense in hulle duisende stroom saam. Prof, hoe weet jy dit was duisende? Wel, daar was 3000 mense gedoop. Onderdompel daai dag. Dis mense wat saam gestroom het. En terwyl die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, op hierdie mense val, toe kom van daai manne voor, hulle sê vir Petrus, broeders, wat moet ons doen om gered te word? Hulle wil nie meer worry oor die 613 wette van Moses nie. En dan moet jy kyk, hulle was nie net Jode en Hebreërs nie. Hulle was Grieke en Pompeërs en hulle kom uit en hulle was Italianers en hulle kom van verskillende areas af. En dan vra hulle vir apostel Petrus, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, eerste bekeer julle. En iemand te onderdompel of te doop sonder bekering beteken niks. Jy vat 'n droë sondaar, jy maak hom 'n nat sondaar. En Petrus, Handelinge 2 vers 36-41, gaan lees dit stadig. En Petrus sê, bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Yahshua. Hy kon nie gesê in die naam van Jesus Christus nie, want daai naam, daai baalnaam van Jesus en Christus is eers in 327 na Yahshua, is dit eers geskep deur Konstantyn. En die naam Jesus is van Yahshua af, is eers in die 16de eeu geskep. Want daar was nie 'n letter J in die Hebreërs of in die Grieks nie. En vergeet die ding wat Tannie Deborah en die ander ons vir jou vertel. Die letter J was 'n I wat uitgespreek was soos 'n I. Hulle praat die grootste snert. Hulle snyf hulle pastousties. En dis hoekom hulle sulke snert praat. Ek kan nie vir jou sê dat 'n J klink soos 'n I of 'n I klink soos 'n J om 'n stelling te probeer bewys wat onbybels is. Selfs die Katolieke het geweet, daar was nie 'n letter J nie. En dus hoekom hulle na Yahshua verwys het, toe hulle die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes vertaal het, in Grieks, uit die Hebreërs uit. Dit was in Hebreërs, vertaal hulle dit in Grieks, tussen 100 en 127 na Yahshua. Hoekom? Vir die Katolieke om te kan lees. Want hulle, die Katolieke, wou niks met die Hebreërs te doen gehad nie. Dan vertaal dit in Grieks. En wat gebeur nou? Dan verander hulle die naam Yahshua. Yahshua. Na Isis. I-S-I-S of I-S-O-I-S. Daar's twee maniere wat jy hom kan spel. Wat beteken Ra, Nimrod, Zeus, Isis, songod. Hulle almal, al die titels wat ek nou genoem het, beteken God, songod. So wanneer Petrus op die dag van Pinkster sê, bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word
in die naam van Jafashua tot vergewing van julle sondes, met 'n belofte, julle sal die gawe van die Ruach HaKodesh ontvang. Dan kom 3000 manne vorentoe, en hulle word geonderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van julle sonde. Jy dink Johannes, die onderdompelaar, het ouens gedoop. Johannes die doper, hy het nie 3000 op een dag gedoop nie. Hier kom die oomblik toe Petrus die sleutels van die koninkryk gebruik. Die oomblik toe die Petrus die sleutels insteek en hy ontdraai en hom oopmaak. Daai ou wat geen ruggraat gehad het nie. Petrus het geen ruggraat gehad nie. Hy was 'n jellyfish, man. Bro, wat sê jy? Hy was 'n jellyfish. Toe hulle Jafashua gevange neem, toe sy vinnig om sy swaard uit te trek en die ou se oor af te kap. Wat Jafashua dan daar terugsit. Maar toe hy by die vuur staan en die diensmeisie sê, is een van hulle, sê ek ken hom nie. Later kom 'n ander, sy sê, hoor, jy's een van hulle. Hy sê, I don't know him, ma'am. Later kom hy terug, die ander sê, hy sê, meneer, hy kom hier, hy sê, hello, I kon hom mean. En die woord sê, toe kry die aan, alright, ek het nou sommer 3 verskillende tale gebruik, so. Ek wil net vir jou sê, die man wat nie kon erken dat hy Jafashua se disipel is nie, toe die druk op hom gesit word nie, toe verraai hy Jafashua 3 keer in die haan kraai. Jafashua het vir hom gesê, daai ou wat sonder 'n ruggraat was, wat gesê het, ek sweer ek ken hom nie, wat gevrees het, hy gaan dieselfde pad stap as Jafashua. Hulle gaan hom martel, hom slaan, hom spoeg en hom mishandel. Die oomblik toe hy met die Ruach gevul word, die Ruach HaKodesh, op die dag van Pinkster, Handelinge 2 vers 36-41. Gaan lees die hele Handelinge 1 en Handelinge 2. Toe staan daai man op vol van power. Full of power, halleluja, van die krag van die Ruach. En hy vrees geen Romeinse soldaat nie, en hy vrees geen Griek en geen Italianer nie, en hy vrees geen Fariseer, Sadiseer, skrifgeleerder of Sanhedrin nie. Hy sê, hy het opgestaan. Halleluja. Bekeer julle ongoddelikes, julle wat met julle tirantynkies en julle godsdienstige voorkomste en julle mooi praatjies en julle togas en julle baarde en julle verskillende rituele. Hy sê bekeer julle. Bekeer julle. Wat het Johannes gepreek, die doper? Hy het gesê bekeer julle want die koninkryk van Jafashua, die koninkryk van Jaffa is naby. En dan sien hy Jafashua en hy sê, daar's die lam van Jaffa, wie gekom het om die wêreld te red. Daar's hy. Daar's die lam van Jaffa. Ek is so bly, ons ken hom vanmôre, halleluja. Hy's 'n verskriklike, pragtige salwing in die ateljee. Petrus vrees niemand nie, want hy besef dat hy die geestelike sleutel gekry het, en hy die koninkryk oopsluit. En daai dag kom 3000 siele tot bekering. En weet jy wat, en dis hoekom die Rooms-Katolieke Kerk gestig is, 34 na Jafashua. Want dit wat Petrus daai dag gedoen het, hy bedien al die disippels en die apostels, almal met daai sleutels, en daai krag, en hulle gaan uit, want Jaffa het hulle geseën, daai selfde autoriteit het Jafashua op hulle almal geplaas, Jaffa die Vader, deur die Ruach HaKodesh, en hulle breek die bande, en hulle dryf duiwels uit, hulle maak siekes gesond, en hulle preek die evangelie in so 'n mate, dat die Romeinse ryk, vrees hierdie sekte van Jafashua, halleluja. Dink jy, ons besef, ons weet nie hoekom het ons so 'n verskriklike aanslag teen hierdie name gekry hierdie laaste jaar en 'n half nie. Ons weet hierdie goddelose ouens hier buitekant, hierdie klomp vrymesselaar agente, hierdie klomp New Agers, hierdie NAR agente, hulle vrees die naam van Jafashua. Hulle is nog meer in vrees as wat die Romeinse regering was. En dis hoekom hulle al hierdie beledigings en goed uitgevaar het teen ons, en al die snert geskryf en al die goed gedoen het en gepraat het, en alles probeer bewys het, en dit kon nog niks bewys nie. Een of twee klein foutjies wat ek gemaak het, nie die Bybel gemaak het nie. Een of twee klein foutjies wat ek gemaak het, ek het dit reggestel, ek moet verskoning gevra, want ek is 'n mens op die einde van die dag.
wat ook maar iets nuuts geleer ken het, wat ek ook nie geken het nie. Ja, hoe sê apostel Paulus, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar ons gaan eendag ten volle alles ken, want ons ken die redder van ons siele, halleluja. So, ek wil sê, ek wil eerder met 'n ou werk wat nou en dan 'n foutjie maak, omdat hy leer, as ek met 'n ander ou moet volg wat niks weet nie, wat dink hy weet alles, en glo, hy kan nie 'n fout maak nie. Nou ja, kom ons kom terug, en hierdie sleutels gebruik die disippels en die mense, na Jafashua, na die uitstorting van die Ruach HaKodesh, na die dag dat Paulus 3000 siele tot die koninkryk van Jaffa gevoeg het, in die onderdompeling in die naam van Jafashua, nie die naam Jesus nie, want die naam Jesus is nie bestaan nie, dis 'n ander ou se naam daai, hy het eers in die 16de eeu tot werklikheid geword, dis 'n afgodsnaam daai, selfs soos Isis. Die Katolieke van die 2de eeu af, tot die 15de eeu, gebruik die naam Isis, en dan in die 16de naam, dan skep hulle die letter J, in die Grieks en die Hebreërs, dan word hy 'n Romeinse afgod, Isis, nie 'n Hebreër nie, nie 'n Arameer nie, hy word 'n Romeinse god, 'n Griekse god, Isis. Kom aan, so op die einde van die dag, wat het ons vandag? Ons lewe in die krag van die opstanding van Jafashua, deur die werke en die leiding van die Ruach HaKodesh. So wat het ek en u vandag? Ons het die sleutels van die koninkryk van Jafashua. Wat Jafashua vir Petrus beloof het ek en u vanmôre. En ek loof Jaffa, hierdie studie het totaal in 'n ander rigting ingegaan. Ek het nie beplan nie, dis nie deel van my notas nie, niks. Jaffa het dit so gevat. Ek wil vir u sê vanmôre, ieweste is Vader besig om met iemand te deel. En ek wil vir jou vra, wat is jou God se naam? Kom ons begin reg voor met dit. Wat is jou God se naam? As jy nie weet nie, gaan na my webtuiste, hierbo is die webtuiste, jy kan dit kry daarso, of my nommer, bel my, dan gaan ek jy help om by die naam uit te kom. Die naam bo elke ander naam. Nie die naam Jesus of God of Christus of Here nie, is als Baal name. Dis nou die dag geskep, bring jou by die oorspronklike naam. Tot môreoggend as Vader Jaffa lewe gesondheid spaar, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.